Dit is my groot voorreg om God se woord vir jou te bring. Mag dit so wees dat as ek en jy dit hoor, dat dit 'n groot invloed en 'n groot deel van ons lewe sal wees ook op hierdie dag. Mag die Here ons seën met ons saam wees. Kom ons begin vanoggend se erediens. Ons begin dit met lied 168. Ons sing die eerste en die derde strofe. Daarna gaan ek jou groet met God se seën en dan sing ons loflied, die 250 en 175 tot eer van die Here. Sing saam met my lied 168. Mag dit wat ons sê, dit wat ons dink en dit wat ons doen, mag dit alles tog vir U aanneemlik wees, Here ons God en ons Verlosser. Geliefdes, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, my en jou trooste. Amen. Liefde vir ons.
gaan nou nie vir julle vra wat daai is nie, want julle weet wat daai is. Wat's daai? Wat doen ek dit in elk geval? Dis 'n vuur, nee. Kan jy voel hoe warm daai vuur is? Hoekom nie? Maar nou kan jy nou, het jy al by 'n bosveld vuurtjie gesit, en dan voel jy daai vuurtjie, maar jy voel nie net daai vuurtjie nie, jy ruik ook vir hom, nee. En daar's ietsie wat lekker is, jou hele lyf voel daai vuurtjie. Nou ons gaan vanoggend met mekaar praat oor presence. Nou dis die Engelse woord vir jou teenwoordigheid, nee, jou daar wees. En dis amper soos 'n vuur, nee. As jy by 'n vuur is, dan voel dit anders as wat jy 'n vuur so op die prentjie sien. Want jy ervaar daardie vuur, nee. En dis soos met ons in ons lewens. Mense, ons is mense sodat ander ons kan ervaar. Sodat ander ons kan beleef. Dit help nie in jou lewe as jy net soos 'n prentjie nie. Dit help nie as jy daar nie. Jy moet wees sodat ander jou kan voel, nee. Nou weer een van my wildtuinfoto's. Ek hou van dit. Dis ek hier. Wat dra daai ou? Kan hy? Ja, hoekom nie? Hy moet Superman wees. Dis baie swaar, nee. Maar ek is Superman, dis ek maar daai ding gedra. Dit gaan oor wat ons in ons lewens dra. Nou partykeer dra mense 'n klomp skuldgevoelens en 'n klomp seer. En dit is baie swaar. Partykeer dra mense net probleme en dit is baie swaar. Maar die Here stuur ons om genade te dra. Hy sê ons moet genadedraers wees. Ons moet met ons lewe genade wys vir ander. En dit is ook partykeer baie swaar. En ek en jy word vandag opgeroep. God stuur ons en hy sê, al is dit swaar om genade te dra, hy vra van ons om dit te word. Dit is die tema van ons prediking vanoggend is dan, ons tema is dan juis dit. Wat dra jy in jou lewe? Ons almal dra iets. Dra jy seer en swaar en 'n klomp bekommernis en is dit wat jou bepaal? Is dit wat ander in jou lewe sien en van jou weet? Of dra ek en jy genade? Dra ek en jy God se beeld, liefde, vrede en alles wat ons van God af kry in ons lewe? Ek lees vir jou Johannes 17 vers 4 tot 8 en 'n paar verse uit Lukas 10. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom, want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot oortuiging gekom dat ek werklik van U gekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. En dan Lukas 10 vers 1 tot 4 en dan 16 en 17. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid aan dat die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. Wie na julle luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp hom wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekom en gesê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die woord van U naam. En die laaste vers, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die woord van U naam.
Geliefdes, tot sover wil ek uit God se woord vanoggend vir jou lees. Mag elkeen van ons vrede in ons hart hê as ons dit hoor. Kom ons bid saam voordat ons aanvang met die preek. Here ons God, as U ons in hierdie wêreld instuur, dan stuur U ons soos skape tussen wolwe in. U stuur ons na plekke toe wat moeilik is. U stuur ons met partykeer ons lewens na plekke toe wat seer is, wat swaar is. U stuur ons na plekke toe wat ons nie altyd verstaan nie. Maar as U ons stuur, dan hoor ons vanoggend dat U ons bekwam vir die pad wat U ons stuur. Ons hoor ook dat U ons nooit alleen op hierdie pad los wat U ons opstuur. Vanoggend gaan ons weer hoor dat ons gestuur word om genade te dra. Dat ons met ons lewens gestuur word om ander se lewens met genade van U te vul. Daardie genade, Here, het soveel gesigte. Miskien is dit net 'n aanraking. Miskien is dit net in die oë kyk en luister. Miskien is dit om te gee as ek het. Miskien is dit om te doen soos wat U vra en dit lyk miskien nie vir my of dit nodig is in hierdie dag nie. Maar gee vir ons 'n kosbare voorreg om weer U genade te hoor. Weer die omvang van U genade te hoor. En weer te hoor vanoggend dat U genade nie myne is nie. Ek is net die draer. Ek is net die een wat dit moet gaan uitdeel. Want genade, dit bly U se. Seën ons nou met vrede, seën ons met liefde, en seën ons met ore en 'n hart wat wil hoor. Ons bid dit net in U naam, Here. Amen. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ek ken hom, sê Johannes 7 vers 29, ek ken hom omdat ek van hom afkom en omdat hy my gestuur het. God stuur sy seun Jesus Christus na hierdie aarde toe, dat hy met sy menswees en met sy God wees 'n invloed op hierdie hele wêreld en op hierdie hele aarde kan kom hê. Ja, God kom wys sy gesig vir die wêreld deur sy seun Jesus Christus. En daarmee vra God vir die wêreld en vir elkeen van ons om dit te hoor en dit te sien. En as ons van Jesus lees en as ons van Jesus van mekaar vertel, dan sê God, hy wil hê ons moet sy teenwoordigheid ervaar. Hy wil hê ons moet na Jesus se manier van doen kyk en Jesus se manier van wees kyk en dan wil hy hê ons moet so gaan wees. Vanoggend lees ons van 72 wat gestuur word. Vanoggend gaan ek en jy 'n paar keer hoor dat ons gestuur word. Jy word nie na snaakse plekke toe gestuur nie, plekke wat jy nie ken nie. Jy word gestuur na jou eie lewe toe. Ek wil amper vanoggend sê, jy word teruggestuur na jou eie lewe toe. En daar waar jy leef en daar waar jy is, wil God hê jy moet gaan uitdeel. Jesus wys vir ons oor hierdie uitdeel met sy menswees. Hy praat eintlik min. As hy praat, dan preek hy en hy vertel hoe sy verhouding en God se verhouding lyk. Maar sy doen
is meer as sy praat. Mense erken hom aan sy doen, voordat hulle hom erken aan sy praat. Ek het gesê, ons almal is gestuur. Waar sê die Bybel vir ons, as ons hierdie genade van God moet gaan dra, dan is die arbeiders vir hierdie taak min. Daar's min wat bereid is, en hier onder ons ook, die wat saam met ons luister en ons opname hoor. Ons is min mense wat bereid is om genade te dra. Ons is min mense wat bereid is om met ons menswees genade te wys. Want dit is nie 'n goedkoop ding. Dis nie net 'n ding wat gepraat kan word nie. Dis nie net 'n ding wat ons kan vertel of 'n ding wat ons net vir ander kan sê, ek doen dit nie, want soos wat ek gesê het oor Jesus, gaan hierdie nie net, eintlik gaan dit glad nie oor praat nie. Dit gaan oor genade wys. Dit gaan oor 'n deel word van jou karakter en jou menswees, daar waar jy lewe. Genade wys vir jou maatjie vir wie jy lief is. Genade wys vir jou kinders en jou ouers waarmee God jou geseën het. Genade wys vir die mense wat God na jou lewe toe stuur om deur jou hierdie genade te kom ervaar. Dit is wat God vanoggend van jou vra. Hy vra vir jou om 'n draer te word van sy genade. Jy weet daai prentjie van die ou gesien wat die olifant dra. Dis omtrent wat God van ons vra. God vra vir ons om daardie genade wat so groot is dat ons dit nie kan besef nie, daardie genade wat so groot is dat ons dit nooit kan opgebruik nie. Daardie genade wat so groot is dat ons eintlik skrik daarvoor. Dat ons daardie genade moet gaan dra. Nou geliefdes, wat is daardie genade? God sê, as ons daardie genade wil omskryf of definieer, of as ons dit vir mekaar wil verduidelik, dan moet ons na Jesus se lewe gaan kyk. Dan moet ons gaan kyk hoe Jesus doen. Hy sluit nie uit nie. Hy sluit in. Hy skryf nie af nie. Hy maak altyd nie. Ja, Jesus maak nie die vuur warmer nie. Hy probeer die vure van hierdie wêreld blus. En hy doen dit altyd. Altyd in sy verhoudings. Die taal wat Jesus praat, is doen. Die taal wat Jesus praat, kan mense in sy teenwoordigheid, of die Engelse woord wat ek net gebruik het, sy presence ervaar. Want hy het hierdie verhoudings, hy gaan maak hierdie verhoudings, hy praat oor hierdie verhoudings, maar dan doen hy altyd. Hy doen, en in daardie doen, kan mense sien en kan mense besef wat hy van hulle vra. Johannes sê op 'n ander plek, hy sê, God het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, Jesus Christus, nie gespaar het nie, maar dat hy hom aarde toe laat kom het, sodat ek en jy kan leef. In hierdie verhouding tussen jou en my en Jesus, gee hy sy lewe. Hy sterf aan 'n kruis. Hy oorwin die bose, hy staan op uit die dood uit en hy leef, en as lewende God sê hy, ek wil hê dit is wat jy met jou lewe moet doen. Gaan pas jou verhoudings op. Gaan pas jou mense op. Gaan dra genade.
Partykeer in die wêreld kan ons gesigloos word. Partykeer in die wêreld wil ons sommer net op 'n plek gaan wegkruip en ons wil nie hê dat iemand eintlik ons moet ken nie, want dit voel partykeer vir ons as mense ons ken dat ons so 'n bietjie misbruik word of gebruik word. Ja, ons wil so 'n bietjie wegstaan van hierdie ding van verhoudings en van omgee, want miskien vra dit vir ons te veel. Jesus is nooit gesigloos nie. Maar mense is ook nooit vir Jesus gesigloos nie. Hy ken elke een. Nie net sy gesig of haar gesig nie, maar hy ken ons harte. Hy weet wat hier binne in ons aan die gang is. Hy weet hoe ons dink en hoe ons leef. Hy weet van elke een se kosbare identiteit. En dan sê hy, ek wil hê jy moet dit vat. Dit waarmee ek jou geseën het. En daarmee moet jy my gesig word in hierdie wêreld. Niemand het nog ooit vir God gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, dan wys ons vir mekaar God se gesig. Ek dink daar's soms 'n misverstand in ons lewens. Ek dink partykeer verstaan ons hierdie opdrag van genade dra verkeerd. Partykeer dink ons dat dit ons genade is wat ons dra. Partykeer dink ons dat ons hierdie genade wat ons het, verdien of by mekaar kan maak en dan kan ons besluit aan wie en oor wie ons hierdie genade kan gee en kan uitspreek. Ek dink ons verstaan die genade verkeerd. Genade, sê God, is doen groter as woorde. Genade is om daar te wees. Genade is om met jou hele menswees, met jou hele presence te wees. In mense se lewe te gaan leef en te wees. Dis daar waar oordeel plek maak vir vrede. Ja, dis daar waar afskryf plek maak vir vergewe. Dis daar waar ek terug staan en eintlik besef dat ek net een stuk genade beleef. Want eintlik is hier die hele lewe net genade. Vandag genade dat jy tyd het om te leef. Vandag genade om te kan rondkyk rondom jou en mense te sien wat saam met jou leef en doen. Vandag genade dat ek en jy net hier kan weggaan na plekke toe en in vrede met mekaar kan gaan leef en kan doen. Ek hoef jou nie te oortuig van al die genade nie. Wat ek wel vir jou kan sê, is dat daar genoeg genade in jou lewe is, want God is daar. Wat ek vanoggend vir jou kan sê, is dat daar soveel genade in jou lewe is, dat jy dit nie op kan uitdeel nie. Dit kan nooit opraak nie. Want alles is net genade. Dan sê God, kom. Hy vra dat ons so 'n bietjie aanmeld. Hy vra dat ons so 'n bietjie gaan dink oor hierdie genade. En wanneer ek en jy begin dink oor hierdie genade, en ons begin dink aan uitdeel en gee en wees en ons presence wat ons dra in hierdie wêreld in, dan sê God, moenie bekommerd wees om in beheer te wees of om te kan kyk of jy nie miskien te veel gee nie, want hierdie is nie jou genade nie. Al wat jy moet doen, is jy moet aanmeld en uitdeel.
Al wat jy moet doen, is jy moet met jou lewe besef hoeveel genade jy het. En dit moet jy word. Die laaste versie van die deel wat ek jou gelees het uit Lukas 10, kom die 72 terug. Toe Jesus hulle wegstuur, toe moes hulle baie bekommerd gewees het, want hulle het gedink hulle meld aan vir 'n lekker opdrag en 'n opdrag wat maklik sal wees en dan sê hy vir hulle, moenie iets saamvat op hierdie pad nie, moenie tyd mors op hierdie pad nie, moenie eers klere vat nie, want hierdie opdrag is te belangrik. Hy sê, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Hy sê eintlik vir hulle, ek stuur julle met 'n opdrag wat ek weet eintlik nie of julle dit sal doen nie. Maar ek gee julle my genade. My genade is deel van hierdie opdrag. En hulle kom terug en hulle is opgewonde. Hulle het genade gaan dra en vrede gedra en vreugde gedra. Hulle het nie gedink hulle gaan dit kan doen nie, maar God het gesorg. En dan sê hulle, selfs die bose het ons gehoorsaam in die praat van U naam. Selfs die bose het geluister toe ons hierdie genade gaan dra. Vanoggend word ek en jy gestuur. En ons word gestuur met genade en met vrede en met liefde en met 'n lewe vol alles. Na die plekke toe wat God besluit het, jy moet gestuur word. Miskien is jou hart so 'n bietjie bang. Miskien is jy so 'n bietjie pessimisties opgewonde. Want hierdie opdrag is nie 'n maklike opdrag nie, dis amper dieselfde tipe opdrag as wat hierdie 72 hoor. Ek stuur jou na plekke toe wat eintlik nie so vriendelik met jou gaan wees nie. Ek stuur jou met jou lewe na plekke toe wat eintlik nie God se genade verstaan nie. Ek stuur jou na plekke toe wat nie genade wil hoor nie. Maar ek stuur jou met my genade. Wat moet ek en jy doen? Ons moet gaan. Ons moet aanmeld. En ons moet vertrou. Want as God ons stuur, as God vir ons die pad wys, dan kan ons maar doen. Want sy genade en sy God wees is altyd by ons. Geliefdes, ek sluit af. Ek vra jou weer die vraag. Wat dra jy in jou lewe? Wat dra jy in ander se lewe in? Mag dit genade wees. En as dit nie was nie, mag God se Gees my en jou so vol maak, so vervul, dat ons vandag hier weggaan en besluit, ek wil genade dra. Ek wil vrede dra. Ek wil God se gesig in 'n wêreld wees wat dit so nodig het. Mag die Here jou met die krag seën dat ons dit kan dra. Ek bid dit vir elkeen van julle en vir my hart. Amen. Kom dat ons saam doen. Here ons God, partykeer is genade baie swaar om te dra. Want partykeer wil ons mens wees net anders. Ons wil opstaan en sterk wees en ver. Ons wil anders wees as wat U van ons vra. As genade vanoggend vir ons swaar is, dan is dit nie omdat ons nie wil nie. Dit is net omdat ons vergeet het
hoe om dit te dra. As ons na Jesus kyk, en hy hang in 'n kruis en mense is besig om hom te kruisig, dan vra hy dat julle sal vergewe want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle verstaan nie die genade nie. Daarom Here, maak ons sterk in hierdie dag. Maak ons oop. En gee vir ons die kosbare voorreg as ons hier uitgaan, om die gesig van genade te gaan word. Ons bid dit nie, omdat ons iets daarvan verdien nie. Ons bid dit ook nie, omdat ons dink die genade is ons sin, dat ons dit besit nie. Ons bid dit, omdat ons weet, dis die genade en in die naam. Amen. Geliefdes, ons sluit af met die 488, die eerste, die tweede, die vierde en die vyfde vers. Daarna gaan ek jou groet met God se seën en dan sluit ons net ons erediens vanoggend af met die Amen gebed. Sing saam met my die 488. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se seën wees en die Here ons God sal elkeen van julle red. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.